Goeiemôre al die maatjies. Vandag en toe vergeet ek. Hallo al die maatjies. Het julle ook gesien? Dis besig om somer te word of nee, mens skryf mos eers lente en dan somer, nê? Vandag gaan ons oor 'n interessante diertjie praat. Sy naam is verkleurmannetjie. Nou, hoekom so? Want hy kan hom verkleur dat hy, as hy op die groen blare sit, is hy groen. As hy op die geel blare sit, word hy geel. Hy kan tot pikswart word. Nou in hierdie storie van Klaasie, die verkleurmannetjie. Hierdie boek is geskryf deur Tannie Sophia Jansen van Rensburg. Jongs, hy het 'n mooi storie geskryf. En dis vol mooi prentjies. Hier sommer die eerste prentjie, so lyk Klaasie, né? Sien julle mooi hoe lyk Klaasie? Nou die Klaasie het eendag besluit. Hy gaan bietjie die ander diere 'n streep trek. Nou gaan sit hy in sy boom wat hy altyd baie van hou. Dis sy gunsteling boom. En as hy so gaan sit het, dan kyk hy so vir al die kleure en hy kyk so vir al die diere en skielik maak hy 'n plan. Hy dink 'n raaisel uit. As daar nou iemand aankom, een van die diere, dan sê hy: "Wie kan raai wie is ek? Dan wys ek jou waar die skat is. Wie kan raai? Wie kan raai?" En 'n olifant kom daar. Hy kyk so op in die boom. Met sy grouwe stem sê hy: "Hey, jy daarbo. Wie's jy? Wys, laat ek sien hoe jy lyk." Maar Klaasie is baie slim. Hy maak sy ruggie krom en hy vou sy stertjie in na die pinne uitsteek en hy kruip onder 'n blaar in. En hy maak homself bruin, net soos die blaar. En 'n pieperige stemmetjie sê: "Hier is ek. En die olifant loer so met sy slurp. "Is 'n muis," sê hy. "Jammer, ek is nie 'n muis nie, oom olifant. En die skat wys ek ook nie vir jou nie." Die olifant beweeg sy slurp nog so bietjie. En hy sê: "Ek wil graag 'n skat hê, maar ek gaan liewer loop." Nou kyk Klaasie so rond. Wie staan nog? Hy soek nog iemand om hierdie triek mee te doen. En hier kom Grietjie Volstruis aan. Jong, sy's fancy. Sien julle daar, is die olifant se slurp. En hier kom Grietjie aan. Sy's 'n dame. Klaasie kyk, hy sien nie kom, hy sê: "Wie kan raai, wie is ek? As jy reg is, dan wys ek jou my skat." Julle weet wat 'n skat, né? Is iets kosbaar. Dit kan geldjie wees of 'n geskenkie, enige iets wat jy graag wil hê, is 'n skat. Sy kom so nader. Sy het 'n groot oë, sy kyk so rond. En sy sê: "Wys jouself. Ek hou van 'n skat wat blink." Klaasie dink vinnig, hy krul hom op onder 'n geel blaar. Nou is hy geel en hy maak sy stertjie so kiets reguit. En hy wag. Nee, wat? Sy sien hom nie. Hy maak so: "Hier is ek. Grietjie skrik. Sy trek haar oë nog groter. En sy besluit: "Nee, dankie vir hierdie skat, dit klink vir my dis 'n slang, ek hardloop liewe weg." En Klaasie kan nie glo nie. Dit is dan lekker om hierdie diere te flous. Hy maak met hulle 'n grap en hulle kom nie eens agter hy is besig om hulle te terg eintlik, nee. En hier kom die kameelperd.
En hy gaan lê weer op sy rug en hy begin te sing. Wie kan raai, wat is ek? As jy reg is, wys ek jou my skat. Betsy kameelperd hoor die liedjie en steek haar lang nek daar in die blare in. Sy wil ook sien, sy soek ook 'n skat. Sy begin met haar oogies soek en sy sien niks. Sy sê, mag ek ook raai wat hierdie skat is? Wie jy is? Hy het intussen tyd afgeskuif, Klaasie, en hy maak homself pikswart. Nou hang hy aan sy stertjie. Net sy stertjie op die boom en hy verder hang en hy pikswart. En hy roep, "Hier is ek." Betsy draai haar lang nek so en sy kyk, sy sê, "O, Gonna, 'n vlermuis. Helder oordag? Nee, dankie, ek loop liewer." Maar net so op 'n ander tak bo in die boom het 'n arend gesit. Nou julle verkleermannetjies is bitterbang vir arende. En hy wag laat Klaasie nou met hom ook 'n plan maak. Hy sê, hy maak sy keel so skoon. Laat Klaasie moet hoor, hy's daarso. Daar sit die arend, né? Hy het nou die hele tyd vir Klaasie dopgehou. En hy sê, "Moet dat kan ek ook raai." Klaasie sê, "Wie kan raai, wat is ek?" Nee. Hierdie arend hoes skoon, want hy weet wie's Klaasie en hy besluit, nou is dit. Hy sê, "Ek weet wie's jy, weet jy wie's ek? Ek is die arend." Maar Klaasie skrik so groot. Hy maak hom so plat as wat hy kan. Hy sê, ek is naar van bangheid. Ek skat, ek is so plat wil ek nie wees nie, maar asseblief oom arend. En oom arend lag. Toe maar Klaasie, ek sal niks aan jou doen nie. Arrie sprei sy vlerke die arend en hy vlieg weg. En hy los vir ou Klaasie net daar. Maar volgende keer, toe sou Klaasie bietjie bang om streke uit te haal met die ander diere, né? Nou voor ek begin storie vertel, dan sê ek altyd vir wie's hierdie storie almal. En vandag, nou gaan ek dit na die storie doen. Nou moet julle mooi luister. By die Rappie skool is daar 2 kindertjies wat ek ken, maar hierdie storie sommer vir hulle en al hulle maatjies, Jewe en Inalie. En dan is daar die besige bye daar by tannie Bea en al haar tannies wat saam met haar werk en al die kindertjies daar by 3 varkies. En dan is daar, dis by besige bye. En dan is daar nog 3 varkies ook. En 3 varkies wat juffrou Ananda en al haar ander juffrouens is. En al daai maatjies. En dan is daar nog iemand daar ver. En dit is die seemeeuwtjies. En by daai seemeeuwtjies, daar's 'n dogtertjie. Haar naam is Bokstert. Maar sy sal presies weet wie sy as ek sê sy's Bokstert. En dan sê ek nou vir eers vir julle, bye.